In hierdie uitgawe van AfriForum in Fokus staan geregtigheid, deursigtigheid en aanspreeklikheid sentraal. Van Malema se vonnisoplegging tot AfriForum wat 20 word, tot dringende vrae oor Suid-Afrika se kritieke brandstofreserwes en die beskerming van gemeenskappe se regte, wys hierdie uitgawe hoe AfriForum op verskeie fronte optree. Ons kyk ook na beleidskwessies, plaaslike regering en veiligheid en hoe hierdie uitdagings die daaglikse lewens van Suid-Afrikaners raak. Ek is Almarie Gelderblom. In die hooftrekke: Malema word gevonnis, AfriForum 24 jaar, brandstofreserwes, Graaf-Reinet se naamsverandering, lisensiekaarte en nommerplate op ys. Malema vonnis bevestig dat politici nie bo die wet verhewe is nie. Ondanks Julius Malema en sy regspan se pogings om versagtende omstandighede in die Oos-Londense Landdroshof aan te voer, sê AfriForum die vonnis bevestig dat niemand ongeag status of politieke posisie bo die reg verhewe is nie. Malema is tot 5 jaar tronkstraf gevonnis. AfriForum beskryf dit as 'n belangrike stap om openbare vertroue in die strafregstelsel te herstel. Sy aansoek om teen die vonnis te appeleer as ook borgtog is toegestaan. Die vonnis volg nadat Malema in September verlede jaar ingevolge die wet op die beheer van vuurwapens skuldig bevind is op 5 aanklagtes, onder meer die afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare gebied, asook die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. AfriForum sê hul volgehoue druk om vervolging te verseker, wys wat moontlik is wanneer ernstige kriminele gedrag nie geïgnoreer word nie. Die roekelose afvuur van 'n vuurwapen in 'n besige openbare ruimte het 'n onaanvaarbare risiko vir menselewens ingehou. Dit is verblywend dat sulke gedrag nie genormaliseer word nie, sê Jacques Broodryk, AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid. Volgens Callie Kriel was dit noodsaaklik dat die hof 'n duidelike boodskap stuur dat niemand bo die reg verhewe is nie. AfriForum, die grootste burgerregteorganisasie in die land, vier 20 jaar van gemeenskapsbou. AfriForum het sy 20ste bestaanjaar gevier na sy stigting op 26 Maart 2006. Ons het binne 2 dekades gegroei van 'n klein begin met geen lede en 3 personeellede tot die grootste burgerregteorganisasie in Suid-Afrika met sowat 300 000 lede en meer as 180 werknemers. AfriForum is deur Solidariteit gestig om minderhede te aktiveer tot deelname aan openbare debat en aksies. Onder leiding van Callie Kriel, wat sedert die begin aan die stuur staan, is die organisasie gevestig as 'n prominente rolspeler in gemeenskapsveiligheid en burgerregte. Volgens Kriel was die organisasie se ontstaan 'n reaksie op apatie onder minderhede wat volgens hom 'n risiko vir demokratiese balans ingehou het. Oor die jare het AfriForum gegroei tot 'n netwerk met honderde takke, buurtwagte en duisende vrywilligers. Kriel meen die organisasie se suksesse is gegrond op 'n selfdoen benadering tot gemeenskapsbou. Hy beklemtoon dat AfriForum in die toekoms verder sal fokus op selfstandige plaaslike gemeenskappe, samewerking met instellings en waar moontlik owerhede. AfriForum beoog om voort te gaan as waghond teen onreg, maar ook om groter klem te plaas op praktiese gemeenskapsontwikkeling. Ons sien uit na die volgende 20 jaar en nooi mense om saam te bou aan 'n vry, veilige en voorspoedige toekoms, sê Kriel. AfriForum ondersoek status van Suid-Afrika se strategiese brandstofreserwes te midde van wêreldwye energiekrisis. AfriForum het ingevolge die wet op bevordering van toegang tot inligting 'n aansoek ingedien om inligting te verkry oor Suid-Afrika se strategiese brandstofreserwes te midde van 'n verskerpte wêreldwye energiekrisis. Kommer bestaan dat die land slegs 2 tot 3 weke se reserwes oor het, ver onder die internasionale norm van 90 dae. Ons sê die regering se gebrek aan deursigtigheid wek kommer veral na die Oilgate-skandaal. AfriForum wil volledige inligting oor die omvang, gebruik en bestuur van die land se brandstofreserwes hê. AfriForum stuur prokureursbrief oor Graaf-Reinet se naamsverandering. AfriForum het 'n prokureursbrief aan Guyton McKenzie, minister van Sport, Kuns en Kultuur gestuur om formeel beswaar te maak teen die besluit om Graaf-Reinet se naam na Robert Sobukwe dorp te verander. Ons voer aan dat die dorp, wat al 240 jaar die naam dra, 'n besondere historiese betekenis het en dat 'n verandering slegs in uitsonderlike gevalle behoort te geskied. Volgens ons is daar nie voldoende oorweging gegee aan die dorp se erfenis of die impak op toerisme en die plaaslike ekonomie nie. Ons verwys ook na 'n studie wat toon dat die meerderheid inwoners teen die naamsverandering gekant is. AfriForum meen die besluit skep verdeeldheid en doen 'n beroep op die minister om dit terug te trek. AfriForum waarsku teen korttermyn politieke gewin van naamsveranderinge. AfriForum waarsku dat naamsveranderinge dikwels korttermyn politieke gewin bring, maar duur kos en polarisasie veroorsaak.
Dit volg op die minister van Sport, Kuns en Kultuur se aankondiging van 21 plekname in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal wat verander word. Alana Bailey van AfriForum sê dat sulke veranderinge aandag van groter probleme aflei soos infrastruktuur en dienste uitdagings. Die koste raak ook gemeenskappe en privaat sektorprojekte negatief. Openbare raadpleging wys dat die meerderheid inwoners teen die veranderinge is, wat apatie en weerstand veroorsaak. AfriForum stel eerder wen-wen oplossings voor, dubbelnaamgewing of erkenning van prominente boerlinge deur straat- en buurtname sonder om kontroversiële figure te betrek. Dit kan almal erken en konflik verminder mits politieke wil bestaan. Sit Gauteng se nuwe nommerplate op ys, versoek AfriForum na kommissie se bevindinge oor prysvasstelling. AfriForum versoek dat Gauteng se nuwe nommerplaatprojek opgeskort word na bevindinge van 'n prysvasstellingskartel. Die saak is na die mededingingstribunaal verwys vir vervolging. Ons waarsku dat motoriste nie gedwing kan word om duur nuwe nommerplate te koop terwyl pryse moontlik kunsmatig verhoog is nie. AfriForum sê die regering moet wag vir die uitkoms van die saak voordat die projek voortgaan. Myn aansoek langs nasionale kreerwiltuin hou gevare in vir watersekerheid, landbou en vele meer, sê AfriForum. AfriForum is sterk gekant teen 'n nuwe aansoek vir 'n steenkoolmyn naby die nasionale kreerwiltuin en waarsku oor risiko's vir watersekerheid, besoedeling en landbou. Ons het formele besware ingedien en beklemtoon die gebied se sensitiewe omgewing en afhanklikheid van toerisme en landbou. Die voorgestelde myn, wat sowat 5500 hektaar beslaan, sluit uitgebreide infrastruktuur in en is naby die wildtuin se suidelike grens. AfriForum bevraagteken ook die geldigheid van die aansoekproses en sê die dokumentasie is onvolledig en teenstrydig. Volgens AfriForum behoort geen myn in so 'n sensitiewe gebied toegelaat te word nie. SANRAL beleid wek kommer oor uitbreiding van staatsbeheer oor grondgebruik langs nasionale paaie. AfriForum waarsku dat SANRAL se voorgestelde beleidswysigings sy magte onwettig kan uitbrei en 'n negatiewe impak op grondeienaars, boere en ondernemings langs nasionale paaie kan hê. Die konsepbeleid gee SANRAL die bevoegdheid om te bepaal waar en watter ondernemings langs paaie mag funksioneer, 'n rol wat gewoonlik by munisipaliteite lê. AfriForum meen dit kan ekonomiese aktiwiteite beperk en ontwikkelingsgeleenthede in landelike gebiede benadeel. Ons is ook bekommerd oor 'n moontlike botsing van belange, aangesien SANRAL as beide reguleerder en kommersiële rolspeler kan optree en beplan om formele kommentaar in te dien. Daadwerklike implementering van nasionale landelike veiligheidsstrategie teen plaasaanvalle is topprioriteit, sê AfriForum. AfriForum sê die implementering van die nasionale landelike veiligheidsstrategie met beter reaksietye en sigbare polisieering is 'n stap in die regte rigting om plaasaanvalle te bekamp. Ons waarsku egter dat die strategie konsekwent toegepas moet word en nie net op papier mag bestaan nie, aangesien landelike gemeenskappe steeds grootliks op hulself aangewese is weens beperkte SAPD-kapasiteit. Die reaksie volg nadat die waarnemende minister van polisie die erns van plaasaanvalle erken het na 'n parlementêre vraag oor operasionele maatreëls in landelike gebiede. Volgens Jacques Broodryk van AfriForum sal die strategie nie slaag sonder samewerking met burgerlike veiligheidsstrukture soos plaas- en buurtwagte nie, wat reeds 'n sleutelrol op grondvlak speel. AfriForum doen 'n beroep op die staat om samewerking met hierdie strukture te formaliseer, hulle as vennote te erken, beter ondersteuning te bied en doeltreffende inligtingsdeling te verseker. Ons verwelkom die minister se erkenning, maar beklemtoon dat dringende konkrete optrede nodig is om werklik 'n verskil in landelike veiligheid te maak. Deursigtigheid geëis oor Randwater se R800 miljoen belegging in Zanzibar, terwyl watervoorsiening in Gauteng onder druk is. AfriForum het 'n paaie aansoek by Randwater ingedien vir volledige besonderhede oor sy R800 miljoen belegging in Zanzibar, te midde van toenemende druk op Gauteng se watervoorsiening. Ons bevraagteken of die buitelandse projek geregverdig is terwyl plaaslike waterinfrastruktuur reeds onder druk is en Randwater se kernmandaat in Gauteng prioriteit moet bly. AfriForum wil veral duidelikheid hê oor die projek se koste, risiko's en verwagte opbrengs, asook die moontlike impak op Randwater se kapasiteit. Volgens Maree de Waal moet groot besluite in 'n tyd van wateronsekerheid deursigtig en op bewyse gebaseer wees. Ons sê die inligting sal ontleed word om te bepaal of verdere stappe nodig is.
Voorgesette agteruitgang van waterstelsels wys op regering se gebrek aan optrede. AfriForum waarsku dat Suid-Afrika se waterstelsels oor die hele voorsieningsketting al hoe verder verswak, gebaseer op die jongste blou, groen en geen druppel verslae van die Departement van Water en Sanitasie. Die verslae toon dat rioolwerk toenemend val, met meer onbehandelde riool wat in riviere beland, terwyl drinkwatergehalte steeds 'n hoë risiko bly. Intussen gaan byna die helfte van behandelde water verlore weens lekkasies en swak bestuur. Volgens AfriForum skep dit 'n bose kringloop. Besoedeling verminder skoon water, druk neem toe op suiweringsaanlegte en verliese dwing groter onttrekking uit reeds oorbenutte bronne. Marie de Vol sê die data wys duidelik dat probleme wat reeds in 2023 geïdentifiseer is, nie aangespreek is nie en dat toestande verder versleg. Ons meen die jongste verslae is 'n aanklag teen die regering se gebrek aan optrede en doen 'n beroep op groter aanspreeklikheid en samewerking met die private sektor. Ons waarsku dat indien daar nie dringende ingryping is nie, die krisis ernstige gevolge vir gemeenskappe, die ekonomie en openbare gesondheid sal hê. AfriForum moedig publiek aan om kommentaar te lewer op voorgestelde geskiedeniskurrikulum. AfriForum doen 'n beroep op die publiek om kommentaar te lewer op die Departement van Basiese Onderwys se voorgestelde nuwe geskiedeniskurrikulum vir graad 1 tot 12, soos gepubliseer in die Staatskoerant van 20 Maart. Volgens Alana Bailey, hoof van kultuursake by AfriForum, is dit belangrik dat geskiedenis objektief en gebalanseerd aangebied word, sodat kinders krities kan dink en hul plek in die wêreld beter verstaan. Sy waarsku egter dat 'n eensydige of subjektiewe benadering gevaarlik kan wees en tot polarisasie kan lei. Bailey meen die voorgestelde kurrikulum plaas te veel klem op Afrika en dat leerders ook hul eie gemeenskappe sowel as die breër wêreldgeskiedenis moet verstaan. Geweld tydens plaasaanvalle kommerwekkend hoog, toon die jongste AfriForum verslag. AfriForum waarsku dat landelike gemeenskappe steeds ernstig bedreig word, ondanks 'n geringe afname in plaasmoorde. Volgens ons 2025 plaasmoordverslag het plaasaanvalle toegeneem, terwyl die vlak van geweld tydens hierdie aanvalle steeds baie hoog bly. Die verslag toon dat daar in 2025 minstens 184 plaasaanvalle en 29 plaasmoorde was, vergeleke met 176 aanvalle en 37 moorde in 2024. AfriForum sê byna 4 uit elke 10 aanvalle kan as uiters gewelddadig beskou word, met 'n beduidende kans op sterftes. Gauteng het die meeste plaasaanvalle en plaasmoordinsidente aangeteken, terwyl Limpopo die hoogste verhouding van moorde tot aanvalle gehad het. AfriForum sê ook bejaardes bly besonder kwesbaar, met meer as die helfte van slagoffers wie se ouderdomme bekend is, ouer as 61 jaar. Ons doen 'n beroep dat plaasaanvalle as prioriteitsmisdade verklaar word en sê sterker optrede, beter samewerking en groter politieke wil is dringend nodig om landelike veiligheid te verbeter. AfriForum steun vletjieblaser oor onregmatige Eskom dieselkontrakte van miljoene rand. AfriForum se privaat vervolgingseenheid verteenwoordig 'n vletjieblaser wat beweer Eskom verloor miljoene rand per maand weens onreëlmatighede met dieselverkryging en bergingskontrakte. Volgens die organisasie bestaan daar reeds 'n forensiese verslag wat korrupsie en swak bestuur by sekere kontrakte bloot lê. Die saak behels 5 maatskappye wat kontrakte ontvang het, terwyl ondersoeke glo verslapte tendervereistes, vooruitbetalings, ongunstige kortings en dubbele kostes vir bergingsfasiliteite uitwys. Advokaat Gerry Nel sê dit is onaanvaarbaar dat staatsinstellings duur ondersoeke laat doen en dan verslae probeer wegredeneer wanneer bevindings ongemaklik is. Hy waarsku Eskom se bestuur om op te tree of aanspreeklik gehou te word. Die vletjieblaser het om veiligheidsredes anoniem gebly. AfriForum sê hy sal voortgaan om korrupsie bloot te lê en private vervolging in te stel waar die staat versuim om op te tree. Verduidelikings oor toegangsregulasies vir damme laat meer vrae as antwoorde. AfriForum sê die Departement van Water en Sanitasie se jongste openbare vergaderings oor voorgestelde damregulasies het meer onsekerheid geskep as duidelikheid gebring. Ons het nou aanvullende skriftelike kommentaar ingedien met 60 vrae oor die voorgestelde regulasies, nadat ons reeds vroeër formele besware aangeteken het. Volgens AfriForum gaan die grootste kommer oor 3 kernkwessies: of toegang tot staatsdamme 'n reg of 'n vergunning is, wat die wetlike basis vir goedkeuring en huurkontrakte is, en hoeveel beheer die staat oor privaat grond en bestaande regte wil uitoefen.
AfriForum sê, hoewel die departement verseker dat toegang nie beperk sal word nie, bly die regsgevolge van die raamwerk onduidelik en teenstrydig. Ons steun redelike regulering van waterbronne, maar waarsku dat onduidelikheid en veranderende verduidelikings openbare vertroue kan ondermyn. AfriForum vra nou duidelike antwoorde en 'n heroorweging van die regulasies. AfriForum verwelkom Konstitusionele Hof se beslissing dat SAMRK nie bindende direktiewe mag uitvaardig nie. Die Konstitusionele Hof het beslis dat die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie nie bindende direktiewe mag uitreik nie. AfriForum, wat as vriend van die hof opgetree het, verwelkom die uitspraak en noem dit 'n oorwinning vir grondwetlike magsbalans. Die saak het ontstaan na die SAMRK beslis het dat grondbesetters op Agrodata se plaas gratis toegang tot boorgatwater moet kry. Laerhowe het reeds bevind dat die besluit nie afdwingbaar is sonder 'n hofbevel nie. Volgens Louis Boshoff van AfriForum skep die uitspraak 'n belangrike presedent vir die SAMRK se toekomstige optrede en bevestig dit dat die kommissie se bevindinge nie outomaties op landsburgers afgedwing kan word nie. Ons sluit af met 'n voelgoed storie en vermaak. AfriForum skenk opgeleide polisiehond aan SAPD in Wes-Kaap te midde van tekort. AfriForum het 'n opgeleide polisiehond, Bruno, aan die SAPD in die Wes-Kaap geskenk om die tekort aan hulpbronne in die hondeeenheid aan te spreek. Volgens ons is dit die eerste van nog moontlike skenkings, aangesien die vraag na operasionele polisiehonde die huidige kapasiteit oorskry. Die tekort word toegeskryf aan verouderde honde, beserings en die ontwrigting van teel- en opleidingsprogramme tydens COVID-19. Die gebrek aan honde belemmer onder meer misdaadbekamping, veral in dwelmopsporing en soek- en reddingsoperasies in hoë risikogebiede. Ons beklemtoon dat samewerking tussen gemeenskappe en die polisie noodsaaklik is en beoog om in die toekoms nog opgeleide honde te skenk om veiligheid te versterk. 20 jaar van Delarey. Ons vir jou keer terug met nuwe rolverdeling. In 2026 is dit 20 jaar sedert die vrystelling van Bok van Blerk se ikoniese album Delarey, wat destyds 'n generasie aangegryp het en die musiekspel ons vir jou geïnspireer het. Nou, 2 dekades later, keer die produksie terug na die verhoog by AfriForum Theater vanaf 29 April as deel van AfriForum se 20-jarige bestaansvieringe. Bok van Blerk vertolk weer generaal Koos Delarey, saam met 'n sterk rolverdeling wat onder meer Nadia Bekes, Mornay Vogel, Karl Troutman en Rico Immelman insluit. Die produksie spog ook met bekroonde stelontwerp en tegniese ondersteuning. Ons vir jou, wat die verhaal van die Tweede Vryheidsoorlog vertel, bou voort op sy sukses sedert 2008 en bring die tema van oorlog, opoffering en identiteit weer vars na gehore. Kaartjies is nou beskikbaar. Dit is dan al van my kant af, raak deel van die oplossing en sluit aan by AfriForum.